Ek het nog amper gevoel om verloofde seremonie vandag opneem nie, want ek is op 'n sleg plek en maar, dis net daar waar ek vandag goed wil sê wat ek seker nie moet sê nie. Het jy al gevoel, jy is in die oë van die hele wêreld die slegste iets op hierdie aarde? Ek voel baie keer so. Kyk, ek is heeltemal te wit. Ek kan nie eers in die son wees en dan brand die son wees, so die son hou nie eers van my nie. En as dit kom by lenings, as dit kom by werksgeleenthede, dis regtig waar, as jy wit is jy dan sleg. Verder is ek nog 'n man, maar dit lyk my vrouens kry ook maar swaar, want vrouens kry ook maar swaar. Verder, en dis die verskriklikste, ek praat Afrikaans. Ons het op die kerkraadsvergadering nogal baie daaroor gepraat. Weet julle toe ek hier gekom het? Dis nou 2008 hierso in Apeldoorn. Het ek hier in die Breër Kerk het ek gevoel, eerlikheid, want almal praat van die NG Kerk is die laaste bastion van blanke, manlike Afrikanerdom. So asof, as jy Afrikaans praat in die kerk, is jy sleg. Ek het dit een keer baie jare terug, voor ek in Nathan getroud het beleef, ek was op 'n toer in Israel, dit was na die Eerste Golfoorlog. Nou is daar 'n klomp, ek wil nou nie praat nie, maar charismatics van die Kaap daar. En as jy Afrikaans praat, dan is jy 'n rasis en dan moet jy tot bekering kom en al sulke goed. Maar so vererg, ek het my pa het vir my 'n bottel van 'n raambekeer gegee dat ek iewers as 'n braad kan gebruik en ons het in die bus onder die bottel gedrink net om hulle te terg. Ek is boonop 'n lid van die NG. Kyk 'n bietjie, ek kry mens nog koerante, dink jy so. Maar kyk die koerante, hulle het oor niks kerkie gepraat nie, maar as die NG Kerk hoes het hulle iets te sê. Ek is regtig daar waar ek partykeer vir my voel, die hele wêreld is teen ons, die hele wêreld druk ons in 'n blik. Waar staan ek met God? Dink God op ons is sleg, ons is nutteloos. Dis amper die vraag wat Paulus gehad het. Paulus was 'n Jood in die, kom ek sê 30 jaar na Jesus. En hy het vir homself afgevra, maar almal is teen ons. Waar staan ons met God? En dis die laaste gedeelte van hierdie 3 hoofstukke in Romeine, wat Paulus spesifiek praat oor God en Israel. Romeine 11, en ons gaan, ek het gedink ek wil dit in een lees, maar dit is so mooi eintlik dat ons het so oor 3 Sondae gaan lees. Romeine 11, kom ons lees die eerste 10 verse daarvan saam. Dit gaan oor God se plan met Israel en dan ook die heidene. Paulus skryf hier, my vraag is dan, het God dalk sy volk verstoot, dis nou die Israeliete? Hoegenaamd nie, sê Paulus. Ek is toch ook 'n Israeliet, uit die nageslag van Abraham, uit die stam van Benjamin. God het nie sy volk verstoot, wat hy reeds van tevore gekies het nie. Of weet julle nie wat die skrif oor Elia sê, hoe hy op God beroep het teen Israel? Here, die profete het hulle doodgemaak, die altare het hulle afgebreek, ek alleen het oorgebly, en hulle soek my lewe. Maar wat is God se antwoord aan hom? Ek het vir my 7000 mans laat oorbly, wat hulle knie voor Baal nie gebuig het nie. Net so is daar ook in die huidige tyd 'n oorblyfsel deur genade uitgekies. Maar as dit uit genade is dit nie meer op grond van dade nie, want anders sou die genade nie meer genade wees nie. Hierdie is, ek het hom met geel gemerk. As dit uit genade is, dan is dit nie meer op grond van dade nie, want anders sou genade nie meer genade wees nie. Waarom kom dit neer? Dat Israel dit wat hulle soek nie gekry het nie, maar die uitverkorenes het dit wel gekry. Die res is egter verhard, soos daar geskryf staan, God het aan hulle 'n traag gees gegee, oë wat nie sien nie, en ore wat nie hoor nie, tot op die dag van vandag. En Dawid sê, laat hulle etenstafel 'n valstrik en 'n vangnet word, 'n struikelblok en 'n vergelding vir hulle. Laat hulle oë verblind word, sodat hulle nie kan sien nie, laat hulle rug vir altyd krom buig. Ons lees net tot sover, die hele storie gaan verder aan, ons gaan volgende week verder daarna kyk. Die vraag is ons die swart skape? Dit was Paulus se vraag.
Paulus, 'n Jood, is ons die swart skaap. En nou wil ek amper sê, as ons kyk na die geskiedenis van die Jode, hulle was letterlik van Moses se tyd af, het jy mense gehad wat nie van die Jode hou nie. Die nuus, daar's amper nie iets in die nuus waar daar nie iets van Israel en al die spanning daarso is nie. Ons praat nou maar nie van die Tweede Wêreldoorlog van Hitler nie. Ons praat nie van Rusland voor die tyd, ons praat nie van Engeland en Amerika en die hele sionistiese beweging nie. Nou, ek het groot geword in 'n huis waar ons nie van Jode gehou het. Het ek 'n Jood geken? Nee. Ek het eers tot diensbe gedoen het as daar 'n rabbi wat saam met ons was, en ek het nogal van die mannetjie gehou, want as ons vir hom sê, nou as ons besig om te marcheer, as ons moeg, dan sê ons maar Sinter, sê ons van as ons Sinter, duidelik as Sinter. Dan sommer die middel, hulle sê hoe dag en ek begin, nee, dan begin ek bid, daar so dan val almal oor hom en dan die sersant het nie weet wat moet doen nie, dan stop ons nommer toe wat hy klaar gebid is dan. Kyk jy so, dan knip ons vir hom nie moet aangaan. So, ek het nie slegte ondervinding van die Jood gehad nie, my ma het nie van die Jode gehou nie. Hoekom nie? Nie enige belangrike rede, sy sê toe sy nou van Milnerton af Kaap toe gery het, sy altyd van die Seepuntse Jode op die bus gesit, van die Joodse tannies, dan het hulle kreef geëet, dan die een voor en die een agter sit, dan syk hulle kreefpoot uit, en dan praat hulle met mekaar, so my ma sê en Jode dink sy aan stink kreefhasems. So ons het nie regtig issues gehad nie. Baie mense het groot probleme gehad. Mense daar in die Noordweste vertel van hoe dat die Jode met hulle negosiewaans letterlik mense verneek het uit hulle besittings uit hulle plase uit. Die Jode het die ekonomie beheer, maar dis nie hulle skuld nie. Dis omdat Christene gesê het, ons mag nie aan mekaar teen rente uitverhuur nie, want die geld uitleen nie, want die Bybel sê mos so, en die enigste mense wat geld uitgeleen het was die Jode, en dis waar die banke vandaan kom. In Paulus se tyd het dit gegaan oor die feit dat hulle Jesus nie aanvaar het nie. Die mense het skief gekyk vir die Jode, want die Jode was die mense wat Jesus nie aanvaar het nie. Is dit die waarheid? Nee. Al die Jode wat Jesus aanvaar het, het Christene geword. En al die Grieke en Romeine wat Jesus aanvaar het, het Christene geword. En so het jy Jode gehad, jy het Grieke Romeine gehad, en kort verlang het jy Christene gehad, en die hele begin van die kerk was totaal Joods, want hulle het gesê, Jesus is die vervulling van die beloftes wat God aan Israel gemaak het, die Jode die oorblyfsel van Israel. En daarom het Paulus met vrymoedigheid gegaan en gesê, kyk, Petrus en die klomp, hulle verkondig die evangelie in Jerusalem aan die Jode, Paulus verkondig die evangelie aan die nie-Jode, en so het hulle almal deel geword van die nuwe kerk. Baie van ons het in ons voorouers Jode. Want dit maak ons nog nie saam nie. Ek het, my van is Frans, my ma was Hollands, my ouma was Duits. So ons hier in Suid-Afrika, Afrikaners is so mense van verskillende nasies, wat Jode insluit. So die Jode het 'n stigma gekry wat hulle nie regtig verdien het. Maar nou weet julle, as een Afrikaanse ou afgeneem geword waar hy 'n swart spietkop sleg sê, dan is al die Afrikaners varke en veral swart skaap. As een iets gebeur in 'n NG Kerk, dan is die hele NG Kerk sleg. Is so. En dis wat hier gebeur het. In die Bybel kry ons dat daar gepraat word van die Jode in 'n redelike negatiewe sin, maar eintlik is dit nie al die Jode nie, dis die Jode wat regtig waar baie lelik opgetree het. In die tyd van Johannes se briewe, die Christene het natuurlik in die sinagoges bymekaar gekom, want hulle was ons nou deel van die godsdienst van Israel. Maar toe die Jode begin om die Christene uit te dryf, die Jode het saam met die Romeine geheel, ons weet van wat hulle met Pilatus gedoen het, van die Joodse leiers met Pilatus om Jesus te laat kruisig. Maar in Rome het van die Jode die Romeine opgesteek teen die Christene.
So, die klompie Jode wat Jesus nie aanvaar het nie, was regtig fanaties en hulle het die Jode 'n slegte naam gegee. In Rome het dit so gewerk, die keiser het gesê die Jode beheer te veel van die ekonomie, hy het hulle uitgejaag, die ekonomie het geduik. So in die gemeente in Rome het ons Joodse en Romeinse Christene gehad, toe die Jode uitgejaag is, toe die Romeinse Christene aangegaan, en keizer Nero het gesê, nee, kom ons kry die Jode terug, toe kom die Jode terug, toe kom hierdie spanning in die gemeente in Rome, dis hoekom Paulus deels hoekom hy hierdie brief geskryf het. So ook die Joodse Christene, hoor jy, julle wil nou hier, ons moet teruggaan na, ons mag nie varkvleis eet nie, tog. Wat gaan jy nou eet as jy nie lekker varksoppie kan eet nie? Ons mag nie op 'n Sondag by mekaar kom, ons moet op die Saterdag en besny en al die goeders. So die Jode het regtig 'n sleg naam gehad in Paulus se tyd. En nou vra hy die vraag, het God dan die Jode verstoot? Het God sy volk verstoot? Almal sê ons is die swart skape. Is ons dan so? Dan sê hy, hoegenaamd nie. Hoegenaamd nie, en wat doen hy? Hy vat homself as voorbeeld, hy sê, ek, Paulus, ons almal, wil ek amper sê, wat sal ons gedoen het sonder Paulus? Die Bybel sou groot deel kleiner gewees het sonder Paulus. Hy sê, ek is tog 'n Israeliet uit die nageslag van Abraham, uit die stam van Benjamin. God het nie sy volk verstoot nie. Nou, wat is die probleem dan? Dan sê hy, kyk mooi na die Bybel, in Elia se tyd. Elia was 'n Israeliet. Wie het die lewe vir hom moeilik gemaak? Nie die Filistyne of die Ammoniete of watter ite ook al nie. Sy eie mense. Kyk wat die skrif sê, Elia het gesê, Here, die profete het hulle doodgemaak, die altaar het hulle afgebreek, ek alleen het oorgebly, hulle soek my lewe. Elia het iets gevind wat ek dink ons almal mee kan saamstem. Sy eie mense, jy kan nie hulle staat maak nie. Ons het gister gepraat, ons sê ons eendrag maak mag, nee, wat 'n eendrag? Een alleen se mag, wat werk is. Wie van julle het al by 'n plek gekom waar hy gesê het, maar as ons net kan saam staan. As al die Afrikaanse mense wat in Australië bly en in Engeland bly en in die Amerikas bly, as hulle nie gegaan het, was hier, ek dink die statistiek is so 800,000 mense, as hulle in plaas van om weg te gegaan het, hier gekom het en ons het ons stem dik gemaak, wat dan? As ons wel iets gedoen het. Maar ons wat hier is, kry nie eers dit reg om saam te staan nie. Is ek reg? Ongelukkig ja. Ag, ek wil nie eers van politiek praat en sulke dinge nie. Maar rondom ons gemeenskap, mense staan nie saam. En dit is presies wat Elia se krisis was. Elia het gesê, Here, ons is u volk, maar almal doen afgode. Almal maak u profete dood. Ek is die enigste een wat baie keer, dan voel het vir my, ek is op daai Elia plek, ag nee, ek gaan nou toe. Ons gemeente, ons is so wonderlik gemeente, maar ons sukkel finansiëel. Ons het nou soveel gedoen, ons gaan nou 'n groot fees reël, ons kry nie beoordeel nie. Ons het fondsinsamelings, dan is daar 'n handjie vol. Hoe sê ons, dis dieselfde mense elke keer oor. Nee, Here, dis nie die moeite werd nie. Wat sê die Here dan vir Elia? En dis hier waar dit regtig waar besonder is. Die Here sê vir Elia, ek het vir my 7000 man sal oorbly, wat nie hulle knie voor Baal gebuig het. Elia, jy is nie alleen. Dit voel vir jou, jy is alleen. Maar jy is nie alleen. Want God sorg. Ek dink dis die sleutel hierin. Die Here sê, ek het vir my 7000 laat oorbly. Waar was hulle? Hulle was nie by Elia nie, want Elia het gevoel hy is die enigste een. Van hulle moes letterlik wegkry. Van hulle het skelm vir Elia kos gebring. Baie van die mense in die tyd toe die kerk vervolg was, baie van die mense is vermoor vir hulle geloof deur die Romeine. So van hulle het nou maar, ek wil nou amper sê, onder 'n skuilnaam het hulle as Christene geleef. Maar God het gesorg dat daar altyd goeie mense op aarde is, dat daar altyd mense is wat sal bly om by hom te bly.
En dis hoekom met dit in gedagte as mens kyk na die geskiedenis, dit bly vir my, ek wens ek het iewers statistiek kry van hoeveel van die Jode het tog vir Jesus aangeneem. Ek praat nou in die tyd net na Jesus. Kyk, in Jerusalem op Pinksterdag lees ons het daar 5000 tot bekering gekom. So 5000 van die mense wat daar in Jerusalem was op dag 1. En hulle het gegroei en gegroei en gegroei. Die vroeë kerk was uitsluitlik 'n Joodse beweging. So die Jode is ons fundament. Die idee wat ons het dat die Jode so sleg was, is nie waar nie. Daar was 'n klompie, maar daar was 'n klomp wat nie sleg was nie. Nou wil ek vir julle vra, ons eie mense. Ek moet nou moet reg die kamera afsit, nie reg nie. Amper sê nou om Fred se naam. Oom en Brakman het gesê, kyk, hy is nou moeg daarvoor om vir blankes wat sukkel om werk te kry, werk te gee, want hulle is lui, ondankbaar en onbetroubaar. Baie keer gebeur dit dat ons eie mense wil help, en wat gebeur? Ek mag nou seker nie die woord gebruik sleg wit mense nie, maar jy kry sulke mense. Mense wat nie gehelp wil word. En dis die feite van die ding. Oral en altyd kry jy goeie mense en slegte mense, en jy kan dit nie bepaal op grond van taal of ras. Ek weet my pa sê, hy het hier in die 50er jaar was hy in die politiek betrokke, en hulle het toe gesê, hulle wil werk op 'n gekwalifiseerde stem, dat in plaas van om 'n rasonderskeid te maak, sê jy, almal bo 'n sekere inkomste. So, dis nie 'n ras ding, die mense wat bo sekere inkomste het, hulle mag stem, hulle kan die land regeer. Daai deel van apartheid het toe nou uitgeval en hulle het 'n ras-apartheid gemaak. Maar ek dink, daai ding toe my pa dit vir my vertel, toe drop daar 'n pennie by my, dat nog altyd het mense gesê, jy het in jou familie, wie van julle het net goeie familielede, hande op? Jy het wonderlike familielede, maar jy het ook maar 'n klomp ander familielede. En vir ons gemeente in Brakpan, toe ek vir my familie praat, toe ken sy die vrou, sy staan op sy vir my 'n klap so. Ek sê, en dit nou sy sê, haai weet, jy is nie eers skaam om te sê, dis jou familie. Toe het ek al sleg. In jou familie het jy uitblinkers, maar jy het mense wat jy maar baie keer skaam kry. In jou buurt, onder jou bure, onder ons mense, ek praat nou van taal Afrikaans. Dit voel vir jou, almal is rugstekers. Dit is nie so. Hoekom? Omdat God sorg. Dis waar die geheim is. Ek is een wat baie vinnig sê, Afrikaners is die beste mense op aarde, en ek het rede om dit te sê, want al die sukkelaars in Holland, Engeland, Duitsland, Frankryk, ek weet die Franse hier genoot vir hulle geloof geveg, al die beste mense van Europa het gekom en hulle hier toe gekom in die Afrikaners geloof. Mooi. Mense gaan met my stry, maar goed, dis hoe ek het sien. Maar nou kom Paulus by hierdie belangrike ding. Jy mag nie neersien op mense wat jou in die rug steek, ek wil dit doen, ek is kwaad vir hulle. Mag jy neersien op mense wat jou beledig, mense wat nie vir jou werksgeleenthede wil gee. Daar is soveel goed wat kook in ons, maar kyk wat sê Paulus. So is daar ook in die heilige tyd 'n oorblyfsel deur genade uitgekies. Kom ons praat van in Amos die goeie mense. Die goeie mense is nou wat Paulus noem die oorblyfsel. Dis die mense wat sê, ek gaan my nie steur in al hierdie goed nie, ek gaan die regheid maak. Die saligspreker, geseënd is wie? Die mense wat al kry hulle swaar, hulle lig laat skyn, sit vir die aarde is. En nou kom Paulus by die sleutelwoord. Maar as dit uit genade is, dan is dit nie meer op grond van dade nie, want anders sou genade nie meer genade wees. Daar is 'n liedjie, een van die musicals, een van die mooiste liedjies waar die ou sing, There but for you goes I. There but for you goes I. Iemand wat sê, as dit nie was vir jou liefde nie, dis nou liefdesliedjie.
dan was ek soos daardie sukkelaar. As jy by 'n mens kom wat dwelmverslaafd is, dronklaap, noem enige van hierdie goeders. Wat is die verskil tussen my en daardie mens? Een ding, en dit is God se genade. Hoekom is dit dat ek van kleins af die Here gedien het? Ouers, familie, klein dorpie kerk. Hoeveel predikante is nie hier op hulle einde van hulle loopbaan, gaan hulle uit die kerk uit met haat teenoor die kerk, die NG Kerk, die gemeentes, wat ook al. Hoekom doen ek dit nie? Omdat God se genade so groot is, dat hier soveel mense is wat ek as my familie beskou, dat ek nie anders kan nie, as om te sê, Here, dankie vir mense. Dankie vir mense wat die op my pad gebring het. Julle sien, Paulus se hele betoog in Romeine tot dusver is, moenie dink jy is beter as ander nie. Wat jy moet besef is, God se genade in jou lewe was groot. En dis waaroor dit hier gaan. Die arme Jode, hulle is uitgekry deur alles en almal. Maar daar is 'n klomp van hulle wat die fundament van die kerk is. Dit vat nie weg nie, dis die laaste gedeelte hier, dat daar mense is wat regtig verhard is. As Paulus hier beskryf in hale uit die Ou Testament, aan profete wat gesê het, mense is regtig verhard. En hulle maak die lewe aan. So wat wil die Here vir ons in hierdie gedeelte sê? Paulus kom en hy sê, weet julle, ons Jode is nou die varke in die verhaal, maar God het nie opgehou vir ons lief te wees nie. As mense almal teen ons gedraai, God is nog steeds daar. Is God daar vir die goeies en nie vir die slegtes nie? Die Bybel leer vir ons daar, God is daar vir almal. Die vader van die 2 seuns, die oudste seun wat elke dag gewerk het, die pa was lief vir hom, die ene wat verlore seun was, wat hy gehoor, die pa was lief vir hom. God se liefde verander nie. Daarom kan ek weet, God sal altyd lief wees vir my, maak nie saak wat die omstandighede is. Daarom hoef ek nie skaam te wees vir wie ek is. As mense my sleg sê, kyk as ek verkeerde dinge, dan is dit my eie skuld. Maar as mense vir wie ek is en vir wat ek glo, as hulle my wil uitkry daarvoor gaan ek nie skaam wees nie, want God is die een wat my lief het. Hy het vir Israel nie gekies omdat hulle groot en goed is nie. Hulle was eers klein en magteloos toe die Here gesê, as ek hulle nie help nie, wie gaan hulle help? As die Here vir my en vir jou nie help nie, as die Here ons gemeente, ons land, as die Here ons nie help nie, wie gaan vir ons land? Dis hoekom die Here sê, ek gaan julle help, want ek is lief vir julle. En dan van my kant af net daar besef, dit is genade. As dit nie vir God se genade was nie, waar sou dit gewees? Hierdie hoofstuk in Romeine wat vir my net laat besef, ek is so maklik ene wat dan sê maar ons is, ek is, en op my eie kwaliteite wil roem om te sê maar ons is beter as ander, ons is dit en dit. Nee, wat ek weet is God se genade en ons lewens is groot. En daarom is ek trots op wie ek is trots vir wat ek glo, vir wat ek staan. En ek sal bly lewe in die genade